Ek groet julle in die mooi naam van Jesus Christus, die naam bo alle naam. Dit is en bly 'n voorreg om saam te vergader in die woord van die Here en ons gaan vanoggend bietjie kyk na 'n baie relevante boodskap en ek wil vir jou vra om jou vandag oop te stel weer eens vir wat die Heilige Gees vir jou wil sê. Ek wil vra dat ons oë sal sluit. Ons wonderlike hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe in die mooi naam van Jesus Christus. Vader, ons vra vir U Here om by elkeen van ons vanoggend stil te staan en dat U vanoggend vir ons die woord sal oopbreek, Here, dat ons selfondersoek sal doen, Here, en ek vra, Here, as ons vanoggend voor U staan, dan bely ons, Here, dat U die koning van die konings is en ons vra, Here, dat U aan ons sal dink. Vader, dat U ons genadig sal wees. En Here, as ons vanoggend met die oë wat U vir ons gegee het na U skepping kyk, Here, en ons kyk na die berge, en ons kyk na die dale, en ons kyk na die wolke, en ons kyk na die mooi bloue lig wat U gemaak het, dan is ons verstommend, Here, oor hoe groot U is, soos ons ook gesing het, Here, hoe groot is U. Here, ons kom vanoggend en dat U by elke een van ons sal aanraak. En as daar iets is wat ons moet aanwerk, Here, en iets wat nog nie in lyn is met U se woord nie, sal U vanoggend dit van ons kom openbaar. En ek vra vandag vir U, Here, om ons te genees en dat ons vandag verby al die mensgemaakte reëls sal kyk, Here, maar dat ons vandag sal kyk na dit wat U vir ons wil wys. En gee dat U vir ons vandag, Here, U geestelike bril sal opsit, dat ons onsself sal sien soos wat U ons sien. En nie soos wat ons onsself sien nie, maar soos wat U ons sien. Ook nie hoe ander mense ons sien nie, maar soos U dit sien. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dit is aangesien al is dit lekker koud, dat ons daarom vanoggend hier by mekaar kan kom en kom hoor wat die Here vir ons wil sê. Nou, ons het klaar die versie gelees, op die blaadjie staan dit ook, 2 Korintiërs 13 vers 5, wat sê, ondersoek julself, of julle in die geloof is, en stel julle self op proef. En ons gaan vanoggend bietjie onsself op die proef stel. Ons gaan vanoggend so bietjie self na die spieël kyk, in 'n geestelike spieël. En ons gaan so bietjie vanoggend self ondersoek doen, introspeksie, om te kyk waar staan ons en hoe sien God ons en waar is ons tekortkominge. Nou, liewe gemeente, elkeen van ons behoort, veral ons ouers, so elke jaar of 2 by 'n mediese dokter uit te kom, of dalk by 'n tandarts, of dalk by 'n oogkundige, sodat ons kan sien op watter standaard hierdie liggaam van ons is. Kom jy na jou dokter toe en jy sê, ek is daar vir my jaarlikse ondersoek. En nou is ek nie vanoggend besig om pasiënte, in sekere gevalle kliënte te werf vir die medisien nie. Ek wil graag 'n vergelyking maak tussen dit wat ons doen in die vlees en ook in die gees. Dan kom ons by die dokter en dan ken die dokter ons geskiedenis en dan stel die dokter voor dat ons moet gaan vir 'n paar bloedtoetse en jou bloeddruk word geneem en jou suiker word geneem en jou cholesterol vlakke word dalk getoets om te kyk of jy daarom redelik gesond is. Hoekom doen ons dit? Hoekom wil ons dit doen? Hoekom wil ons kyk in watter toestand is ons liggaam? Sodat ons kan weet as daar iets verkeerd is in ons liggaam. Daar is mense wat nie eers weet hulle is siek, totdat hulle by 'n dokter uitkom nie. Daar's mense wat nie eers weet dat hulle 'n potensiale groot gevaar in hulle lewe het, in hulle liggaam. En dit is so, as jy die regte behandeling vroegtydig kan kry, dan is die kanse soveel beter vir herstel. Doe dit, want die Here het vir ons wonderlike liggame gegee. Hy het self gesê, Vader het self gesê, toe hy die skepping gedoen het, dit was baie goed. So jou liggaam is baie, baie goed gemaak.
so ook die hele natuur. Ons liggaam is dan ook 'n tempel van die Here. So sê die woord, ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Nou as daar nou iets met jou liggaam verkeerd is, dan wil jy dit so gou as moontlik weet, nie waar nie. En ek dink jou dokter sal saam met jou stem, sodat die regte behandeling so vroeg as moontlik kan begin. Want dan is die proses van herstel en die moontlikheid van herstel soveel groter en soveel beter. En ek dink jou dokter gaan vir jou meer oor dit kan vertel. Nou vanoggend is die vraag, as ons dit in die liggaam doen, as jy nou 1 keer 'n jaar of 1 keer 2 jaar of elke 5de jaar, hang nou maar elkeen se spesifieke gesondheid hang seker nou maar af van jou en jou dokter se verhouding en in watter toestand jy nou is. Hoeveel te meer moet ons dit nie in ons geestelike lewe doen nie. Ons gaan dan dokter toe om al hierdie goed te toets en om ons te meet en die uitslae te kry van die laboratorium sodat as daar iets fout is. Maar partykeer laat ons dit na om selfondersoek te doen, te kyk. Op watter vlak is ons geestelike lewe? Hoe gesond is jou gees? Hoe gesond is jou gees? En dit is ons self moet ondersoek. En nou sê ek nie vir u dat jy net 1 keer 'n jaar moet kerk toe kom nie. Dis nie wat ons sê nie. Ons sê dat ons gereeld, ons aanhoudend moet selfondersoek, introspeksie sal doen. En wat ek daarmee bedoel, dat ons so 'n bietjie binne toe sal kyk na onsself toe. En so 'n bietjie sal kyk, waar is ons geestelik siek? Waar is ons nie op 'n vlak wat God wil hê ons moet wees nie? 2 Korintiërs 13 vers 5 sê vir ons, ondersoek julle self, of julle in die geloof is, en stel julle self op die proef. Die versie wat ons vanoggend gelees het. Na aanleiding van hierdie versie vanoggend, gaan ons so 'n bietjie vanoggend introspeksie doen. Ons gaan so 'n bietjie selfondersoek doen. Nou net die Heilige Gees kan ons natuurlik openbaar wat fout is in jou lewe en hy is daar om te genees. Ons gaan 'n paar versies vandag of 'n paar vrae doen en 'n paar versies daarbey aansluit om te kyk, waar staan ons, hoe gesond is ons geestelik? En nou wil ek vanoggend vir jou iets vra, oom, tannie, jongeling, vriend wat vanoggend hier sit, nou wil ek vir jou iets vra vanoggend. Los nou maar bietjie vanoggend die ou of die broer uit met wie jy so baie fout sien mee. Los nou maar bietjie die suster vanoggend uit, wie jy dink is nou nie so reg en dit wat sy doen is nou nie so mooi nie. Los nou maar bietjie vanoggend die persoon langs jou uit, jou vrou of jou man of jou kind is. Los daai persoon net vir so 'n oomblik bietjie uit. Ons gaan vandag bietjie binne toe draai en ons gaan bietjie kyk vandag, wat is hier binne? Hoe gaan dit met ons hier binne? Vanoggend gaan dit oor jouself. In jou geestelike toestand en myself. Hoe gesond is my gees vanoggend? Ek wil vir u sê, kom ons steek almal, en dit begin hier voor by my, almal van ons steek vanoggend so 'n bietjie die hand in ons eie boesem. En ons kyk na ons gees. Ons gaan net 7 vrae vra vandag en jy hoef baie beslis nie aan my as 'n mens te antwoord en terugvoering te gee nie. Maar doen jouself 'n guns vanoggend en hoor wat die Here vir jou wil sê. Op grond van hierdie 7 vrae kan jy vir jouself bepaal. Daar's natuurlik heel wat meer vrae. Geestelike vlak is jy vanoggend en ek wil jou vanoggend eerlik iets vra. As daar dalk fout is met jou geestelike lewe, sal dit nie belangrik wees dat jy dit so gou as moontlik identifiseer en so gou as moontlik regkry nie. Jy moet onthou, ons almal is nog op 'n pad na heiligmaking. Nie een van ons wat hier sit is volmaak in die gees nie. Nie een van ons wat hier sit doen net die regte goed nie. Ons almal
skiet tekort. En die woord sê, daar is nie een regverdige nie, selfs nie een nie. Tot Paulus het gesê, hy struikel dikwels. So ons kan vanoggend hierdie 7 vrae vra om te kyk, wat is fout in my geestelike lewe? En dan kan ons onmiddellik werklik daaraan iets aandag gee. En dit sal wees iets wat die Here aan jou identifiseer vanoggend in jou gees. Want as jy dit nie doen nie, kan die gevolge katastrofies groot wees. Daarom nooi ek jou uit vanoggend. Stel jouself oop vir die Gees. Ondersoek jouself. Die Bybel sê self, en ek wil eintlik sê, Jesus sê self. Hy het self gesê, waarom sien jy die splinter in iemand anders se oog, terwyl daar 'n balk in jou eie oog is? So ons gaan vanoggend binne toe draai, en ons gaan almal vergeet, almal se goed rondom ons gaan na onsself kyk, ons gaan kyk, wat is daar in my geestelike lewe? Miskien is dit net op 'n manier om te groei in iets, miskien is dit nie eens noodwendig verkeerd nie, miskien kan ons net daarin groei, maar ek is oortuig, elkeen van ons wat hier sit, kan nie sê, daar's niks waaraan ons aandag moet gee nie. Soos ons weet, 1 Korintiërs 13 vers 11, en ek gaan dit nou maar net parafraseer, of sê in my eie woorde, daar staan geskryf, want ons moet onsself beoordeel, sodat ons nie geoordeel word nie. So ons gaan vanoggend bietjie hierdie voorskrifte in die Bybel vat en die voorskrifte in die Bybel volg om selfondersoek te doen. Introspeksie. Ons gaan vandag dit doen en ek wil graag vir jou vanoggend vra, terwyl jy nou hier sit en jy hoef nie jou oë toe te maak nie, maar vra vir die Here in jou hart vanoggend. Here, laat U Gees vanoggend in my werk. Laat U Gees vanoggend in my hart skyn. Here, laat U Gees vanoggend met 'n skerp lig in my hart inskyn en dat ek myself kan sien soos wat U my sien. Baie beslis nie hoe ek myself sien of ander mense my sien, maar hoe sien U my? Here, sit vanoggend U bril vir my op sodat ek myself kan sien. Nie my eie bril nie, die bril waarmee U na my kyk. Help my om daai bril vanoggend op te sit. Nou wil ek begin om deur hierdie 7 vrae en ek wil vir U sê, kom ons noem dit sielsdeursoekende vrae. Net om jou gedagtes aan die gang te sit oor hoe ons onsself kan meet. En hierdie vrae sal dan wees as 'n instrument in die hand van die Here waarmee ons hierdie selfondersoek kan doen. En ons weet dit is die Heilige Gees wat ons sal oortuig van dit wat verkeerd is in ons lewe. Dit is die Heilige Gees wat 'n prognose sal maak vanoggend in jou geestelike lewe. Jy kan dit nie doen nie, ek kan dit nie doen nie. Die Heilige Gees doen dit en hy oortuig ons oor dit wat verkeerd is. En ons kan mekaar nie oortuig nie. En ons wil mekaar ook nie oortuig nie. Want dan vat ons die Heilige Gees se werk uit hom uit vanoggend. Want die Heilige Gees is daar om sy werk te doen. Jy kan vanoggend sê, Vader, o Gees van God, ek vra U Here om vanoggend vir my toe kom beantwoord. Antwoord vir my, hoekom is ek so geestelik koud in my gees vandag? Hoekom is ek so geestelik lou in my gees, in my geloof in U? Waarom het ek so ver teruggeval? Waarom is ek so ontvrugbaar in die geesteswêreld? Waarom ontbreekbaar vir die koninkryk vir die Here vanoggend? Waarom is ek geestelik so siek? Dis die vraag wat jy vanoggend vir die Here kan vra. En dis die vraag wat die Here vanoggend vir jou wil antwoord. En hy wil vir jou antwoorde gee op dit. En hy wil vir jou kom en vir jou oortuig. Waarom word ek so gereeld deur die Satan en die sondes oorwin? Here, help my. Hoekom is ek nou
waar ek is op 'n geestelike vlak wat ek dalk nie moet wees nie. Die woord sê ons moes al almal leermeesters gewees het. Baie van ons drink nog melk, vloeistof, terwyl ons al 50, 60, 70, 80 jaar gered is. Waarom groei ons nie? Waarom bly ons net op 'n punt wat ons bly? En ek wil begin deur die eerste vraag te vra, wat jy in jou hart en voor die Here vanoggend kan antwoord. En vra vanoggend vir die Gees, Here, bedroef ek nie dalk die Gees van God nie. Here, blus ek nie dalk die Gees uit in my lewe nie. Die eerste van die 7 sielsdeursoekende vrae wat jy vanoggend kan vra is, begaan ek enige doelbewuste en bewuste sondes in my lewe? Nou, dis die eerste vraag wat jy vir jouself moet vra. Is daar doelbewustelike, opsetlike, aanhoudende sondes in jou lewe? Vra die Here om jou bewus te maak as daar dalk onbewustelike sondes is. Selfs bewustelike sondes, vra hom om dit vir jou te openbaar. Die woord sê, die sonde lê en loer na jou en sy begeerte is na jou. Want die sonde lê vir jou en hy kyk vir jou. In ons lewe waar ons wandel is daar baie oë wat na ons kyk en ons fyn dophou. Een van hierdie oë wat ons fyn dophou is natuurlik die oë van sondes. Dit wag vir jou, dit loer vir jou om elke draai. Genesis 4 vers 17 sê, die sonde lê en loer. Dit is soos klitsgras, soos kakiebos, soos knapse kerels. Daai sonde wil in jou kom vassit en in jou kom vasbly. En hulle wil vir jou kom jou vernietig. Sonde, jy gee vir die sonde net 'n pinkie en hy vat jou hele hand. Naderhand vat hy jou hele liggaam en naderhand maak hy jou hele liggaam dood. Ons het al in die verlede die verhaal vertel van 'n klein aapie en dis maar nou net 'n storie wat ons vertel. Sonde is soos 'n klein aapie, pragtige klein aapie wat jy het en jy sit hom in die hokkie. Af en toe dan haal jy die aapie uit en die aapie se naam is sonde in jou lewe. Nou die aapie is te pragtig, hy's te klein, niemand weet jy haal die aapie baie keer uit sy hokkie uit nie. Dan vat jy die aapie en dan speel jy met die aapie en ag, die aapie is te pragtig en niemand weet jy haal die aapie uit nie. En as jy klaar met die aapie gespeel het, dan sit jy die aapie terug in die hok en niemand weet jy het met die aapie gespeel nie. Maar hoe meer jy die aapie uithaal, hoe groter word die aapie. Naderhand haal jy die aap uit, maar nou is dit nie meer so maklik om hom terug te sit nie. Nou is dit 'n worstelstryd om hom terug te sit in die hok. Nou stoei jy en hierdie aap al, want hy wil nie teruggaan in die hok nie. Want jy sien, in die begin het jy hom beheer, maar nou begin hy jou beheer. Tot op 'n dag, dan het hierdie aapie 'n magtige gorilla geword. Nou beheer jy nie meer hierdie aapie nie, hy beheer jou. Net so is die sonde in ons lewe. Daarom is die eerste vraag wat ons wil vra, is daar nie doelbewuste, aanhoudende sondes in jou lewe nie, maar die sonde wil jou in die greep vashou. Hy wil jou in die hande kry, net soos hierdie magtige gorilla wat jou nou hanteer en jy is nou sy slaaf. Sonde wil 'n gewoonte sondaar maak sodat jou verhouding met God daarmee belemmer word. En daarmee sê ek nie ons gaan nie struikel, ons gaan nie foute maak nie. Ek sê nee, want dit staan in die woord. Dis net Jesus wat nie foute gemaak het. Ek praat van daai doelbewuste sondes wat jy van weet. En hoor jy my liewe vriend, niemand is bestand teen daai sondes nie. Daar is geen mens bestand nie.
Moenie laat iemand vir jou vertel, daar's 'n predikant, 'n dominee, 'n pastoor of wat se titel ook al, 'n priester of een of ander geestelike leier, daar is niemand bestand teen daai sonde, as jy eers die sonde 'n puntjie gegee het. Geen ouderling, geen kind van God is bestand teen daai magtige gorilla nie, as jy hom net die kans sal gee. As jy hom net 'n geleentheid sal gee om in jou lewe te kom, dan raak hy groot en magtig. En hy gaan jou vernietig. Moenie dink dat die vyand jou mooi gaan behandel nie. Hy gaan jou vernietig. Jakobus 1 vers 15 sê vir ons baie duidelik. Hierdie sonde wat ons van praat, en ons is nog net by die eerste vraag, ek sal nou die ander vraag gaan bietjie vinniger. Is daar doelbewuste sonde in jou lewe? Jakobus 1 vers 5 staan daar geskryf. Daarna as die begeerlikhede ontvang het, baar dit sonde. En hier is die ding. As die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Daai magtige gorilla sal jou doodmaak. Want Satan is 'n mensemoordenaar. Stadig maar seker begin daai kanker in jou, daai sonde soos kanker in jou vreet en hy gaan jou vreugde begin steel. Hy gaan jou sonde so groot maak dat dit jou gesondheid begin benadeel. En nou sit jy met skuldgevoelens. Jy sit met selfverwyte. Een ding lei tot die volgende ding. En nou begin dit jou gemoedstoestand affekteer. Jy sal later, alles wat verkeerd is in die mense en in die wêreld raak sien. Jy sal almal oordeel, jy sal almal kritiseer en uiteindelik sal die sonde wat in jou werk stadig maar seker vir jou gees en liggaamlik en sielkundig vernietig. Want dit is wat Satan doen. Hy kom slag, steel en verwoes. Daarom vra ons vanoggend, Here, is daar enige bewuste sondes in my lewe? Het daar nie dalk iets ingeslyp wat ek 'n kontrak kan gee vir die vyand, of waar die vyand ou vas in my gaan kry nie? Vra die Here. Die tweede vraag wat jy vir jouself kan vra, om te kyk en hoe gesond is jou geestelike lewe? Leef ek in gehoorsaamheid aan God en in sy woord? Is ek gehoorsaam aan God se voorskrifte in sy woord? Die God van die Bybel is 'n God wat gehoorsaamheid vra. Hy's 'n God van gehoorsaamheid. En hy vra vir die mense. Toe Jesus op die aarde was, het hy gevra, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Dit beteken dat ons nie vir hom Here kan sê, as ons nie doen wat hy in sy woord vir ons sê nie. Dan is hy nie jou Here nie. En dan kom die vyand, en jy dalk 'n ander Here. 'n Mens kan nie doen wat nie van die Here gevra word, en dat ons nie gehoorsaam is aan hom nie. Die Here sê in sy woord, hy soek gehoorsaamheid bo enige offerhandes. 'n Mens kan wonderlike offers aan die Here bring. Maar as jy ongehoorsaamheid toon, en jy's nie gehoorsaam aan die voorskrif, sê 1 Samuel 5 vers 22 staan daar dan, dat die Here eerder gehoorsaamheid soek, bo enige aan 'n offer. Gehoorsaamheid aan hom natuurlik, vyand nie. Vriende, soms is ons aan die Here ongehoorsaam, omdat ons nie die woord ken nie. Ons ken nie die woord van die Here nie, want ons is ongehoorsaam om weg te bly van die woord af. En ek wil vanoggend vir jou kom vra,
Leef jy in gehoorsaamheid aan die woord en soos wat die Gees jou lei? Is daar gehoorsaamheid in God in jou lewe vanoggend? Of nie? Net jy en die Here kan daai vraag antwoord. Derde vraag wat jy vir jouself kan vra om uit te vind hoe gesond is jou geestelike lewe is. Bestee ek elke dag tyd in gebed? Maak ek elke dag tyd om met die Here te gesels? Genoeg tyd in gebed. Elke kind van God, elkeen van u wat hier sit wat 'n kind van God is, moet elke dag tyd in gebed met die Here spandeer. Dit beteken nie noodwendig dat jy net, natuurlik is dit belangrik in jou binnekamer, en ons sê nie dit, ons moet dit nie doen nie, dis voorskrif in die Bybel, maar as jy by die werk is, kan jy in jou hart met die Here praat, jy kan konstant, permanent met die Here praat, en permanent met hom in verbinding wees. God weet alles. Gebed, kan ons sê, is my geestelike asemhaling. As jy nie gebed het nie, het jy nie 'n asemhaling, 'n geestelike asemhaling nie. En jou gees gaan swaar kry. Daar's 'n gesegde wat sê, en ek haal dit aan, ek weet nie wie die persoon is wat dit oorspronklik gesê het nie, ek haal dit aan, a sinning man stop praying, and a praying man stop sinning. Spandeer jy genoeg tyd op jou knieë of met die Here? En dit geld vir ons almal vandag. Die vierde vraag wat jy vir jouself kan vra. Bestee ek genoeg tyd in die woord van God? Miskien moet elkeen van ons wat hier sit voor in ons Bybel, voor op die wit bladsye skryf. Miskien sal dit 'n goeie idee wees, dat ons onsself permanent kan herinner. Dan kan ons skryf, hierdie boek sal my van sonde weghou, maar sonde sal my van hierdie boek weghou. Miskien is dit tyd dat ons hierdie moet besef en begin ernstig raak. Ons tyd is so min. Hoe meer sonde jy toelaat en hoe meer ongehoorsaam jy is, hoe minder jy bid en hoe minder jy Bybel lees, hoe meer word jy geestelik siek. En hoe meer raak die vyand opgewonde, want hy is besig om jou te vang. Geen persoon kan geestelik gesond wees as jy nie 'n goeie inname van God se woord hê elke dag en dit deurdink en dit deurpyns nie. Jy sien, die woord, die vaste spys vir ons siele het ons nodig. En ek wil vir jou vra, hoe lyk jou geestelike dieet vandag? Heel waarskynlik as die meeste van ons vandag by 'n dokter moet uitgaan, dan gaan die dokter vir jou sê, hoorie, kyk so 'n bietjie na jou dieet. En ek vanoggend vir jou vra, hoe lyk jou geestelike dieet vanoggend? Hoe lyk dit wat jy eet vanoggend uit die woord uit? Want die woord sê ons met die Bybel eet soos kos, dis kos vir ons gees. My vriend, die mense sê mos, of die mediese sal ek sê, jy is wat jy eet. Jy is wat in jou mond ingaan en wat by jou mond uitkom. Dit is jy. Dit sê die mense. En ek wil vanoggend vir jou vra, wat kom by jou mond uit? Studeer jy? Wat se kos kry jy? Het jy nog gehonger na God se woord? Wat se kos kry jy? Lees jy die woord? Bestudeer jy die woord? Of jy nou 'n 3-jarige kind is, 80 jaar oud. Die Here openbaar vir jou. Een hoofstuk, net soos wat die Here vir jou dit laat doen. Breek hy die brood vir jou oop, deur die woord wat jy lees. Ek gaan vir u 'n denkbeeldige scenario skep. 'n Botanikus is iemand wat grade het oor plantkunde, oor die plantkunde. 'n Botanikus. Nou hierdie botanikus, hy kan jou alles vertel van 'n blommetjie.
Hy kan jou van elke blommetjie kan hy vir jou sy wetenskaplike naam gee. Hy kan vir jou sy gewone naam gee. Hy gaan vir jou vertel of dit wintergewas is, somergewas is. Hy gaan vir jou al die inligting kan gee van die plant, van hoeveel water hy moet kry, en hy is 'n geleerde man en dame, 'n botanikus. En hy kyk daai blommetjie en hy weet alles van daai blommetjie af, want jy sien, dis 'n slim persoon. Hy het baie geleerde, hy het grade en hy het titels. Hy gaan vir jou alles kan vertel van 'n blommetjie in die tuin, van 'n mielie, van 'n sonneblom. Hy gaan vir jou alles kom vertel. Kyk jy daai blommetjie, hierdie botanikus mos slim. Slim mense, mensgemaakte slim. Ons het mos geleer. Hy gaan vir jou alles vertel. Net soos daar mense wat Bybel slim is. Bybelmens slim is. Ons mos geleer. Grade en titels. Gaan vir jou alles kom vertel van jou geestelike lewe. Maar dan wil ek vir jou vra, dan sê jy 'n skoenlapper. 'n Skoenlapper, 'n eenvoudige skoenlapper, kom sit op daai blommetjie. En hy kom baie nader aan daai blommetjie wat die botanikus ooit in sy lewe aan daai blommetjie kom. En daai skoenlapper geniet die kleure van daai blommetjie. Hy is by daai kleure, hy word eintlik saamgesmelt in daai kleure. En hy is so naby daai blommetjie. Die botanikus kan nie met watse apparaat so naby kom en beleef nie. Kom ons vat dit nog 'n stappie verder. Dan vat jy 'n by, 'n gewone bytjie. Dan kom sit 'n bytjie op daai blom. En daai bytjie delf diep in daai blommetjie in. Daar diep waar die nektar is. Baie dieper as die botanikus en nog baie dieper as die skoenlapper. Grou daai bytjie in daai blommetjie om daai nektar uit te haal. En daai bytjie grou so diep in daai blommetjie. En daai bytjie kom uit daai blommetjie met 'n vrag nektar wat hy dan die nes gaan vat om heuning te maak. En mag die Here ons help om soos die bytjie in die woord te delf. Nie so slim mense bo-langs of soos 'n bietjie gevorderde mense wat dan ten minste die kleur van die blom kan raak sien, soos die skoenlapper, nie maar soos 'n by wat diep delf in die woord van God. En dit is die Here wat wil hê dat ons moet diep delf in sy woord. Hy sê dat ons moet delf, ons moet in die woord eet, ons moet in die woord wees. En Dawid homself het gesê, ook met hierdie bytjie wat hierdie heerlike bye maak, het Dawid gesê, u woord is vir my verhemelte soeter as heuning. Mag die Here vir ons help, dat ons so in sy woord kan delf, dat die woord vir ons soeter kan wees, as heuning op ons verhemelte. 5de vraag, wat jy vir jouself kan vra. Bely jy Jesus Christus, openbaar voor die mense? Dink gou 'n bietjie daaraan. Bely jy Jesus Christus se naam, in die openbaar, en voor almal, voor die mense. Romeine 10 vers 9 staan daar, en dit is vir ons so opgeteken in die woord van God, die onfeilbare woord van God, daar staan, as jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En Romeine 10:10 sê, want met die hart glo ons tot die geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. Met die hart glo ons tot geregtigheid, maar met die mond bely ons tot redding. Nie net nie, maar aan al die magte wat jy kan kry, wat ons nie eers van naaste by 'n benul het waaroor dit gaan nie. Praat jy oor Jesus by mense, wil ek vra. Of praat jy dalk kerk by die mense, want as ons kerk praat ons nie noodwendig van Jesus Christus.
Praat ons kerk of praat ons noodwendig van Jesus Christus? Dis 'n vraag wat jy jouself kan antwoord. Of praat jy dalk van 'n pragtige prediker met sy mooi boodskappe en dan praat ons nie noodwendig van Jesus Christus nie. As jy praat van 'n dominee en 'n pastoor en 'n prediker, praat ons nie noodwendig van Jesus nie. Ons moet pas op dat ons nie van ander mense praat in plaas van God by mense nie. Of stry ons nie dalk oor leerstellings wat dalk minder van belang is, soos waar het Kain en Abel hulle vrou gekry? Stry ons nie dalk oor klomp leerstellings in die Bybel wat party vind dit is nie eens vir ons opgeteken, daarom is dit van minder belang. Of praat jy met Jesus voor mense? Bely jy sy naam voor die mense? Verheerlik jy Jesus voor die mense of verheerlik jy dalk 'n ander persoon voor die mense? Dis bitter gevaarlik om te sê, joh, daai is nou 'n oulike dominee of 'n pastoor of 'n priester of 'n herder. Sy boodskappe is so goed. Pas op. Wie verheerlik jy? Ek sien, dis verkeerd daarmee nie. Ek vra, wie verheerlik jy regtig in jou woorde met mense? Jesus sê, as jy my voor die mense bely ek jou voor God en die engele. Ons het nou nog gesê, oh, what a day it will be, my Jesus, I will see. Maar kom vir jou, sal dit nie wonderlik wees? Die dag as die engele vir jou sê, Boeta, Sissa, welkom hier, ons ken jou. Jesus Christus het baie van jou gepraat. Want die woord sê, as ons van Jesus Christus by mense praat, dan praat Jesus Christus van ons voor die Here en voor die engele. En daai engele sê vir jou, joh, ons ken jou. Jesus het elke dag van jou gepraat. En wat het die leerstelling sal dit wees as jy gered is, maar jy het nooit van Jesus gepraat nie, die engele, wie is jy nou? Hoe sal dit nie wees nie? Lukas 12 vers 8 sê, en ek sê vir julle, elkeen wat my sê voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. Vers 9 sê, maar hy wat my verloon voor die mense, sal verloon word voor die engele van God. Sjoe, ons weet nie wat daai vers regtig beteken. Die 6de, die tweede laaste vraag. Ondersteun ek die werk van God? Dis 'n Bybelse feit dat God 'n blygewige gewer liefhet. 2 Korintiërs 9 vers 7 tot 8 sê vir ons dat God het 'n blygewige gewer lief. Hy sê dit is 'n natuurwet. En dit is hierdie wet, 'n natuurwet is nie gekoppel net tot die Christelike geloof. Die Imelati, die baie van die ander gelowe, die vrye messelaars, baie van die moslim gelowe. Daar's 'n verhaal vertel van 'n Griek in Johannesburg. Iemand het gekom om geld te vra om iets te gaan koop. En een van die kliënte het vir hierdie armsalige persoon geld gesê, nee, ek gee vir jou geld, ek wil gebless word, want dit is 'n natuurwet. Met ander woorde, as jy iets nodig het in die lewe, as jy liefde nodig het, gee liefde. As jy genesing nodig het, gee genesing. As jy finansies nodig het, gee finansies. Dit is hoe die natuur werk. Die natuurwette wat God ingestel het, werk. Kyk maar na die moslim geloof. Dit werk, want dit is 'n natuurwet. Dit is nie beperk tot ons geloof nie. Of die vrye messelaars, kyk, hoe werk dit? Want 'n natuurwet kan nie verander nie. En hoeveel te meer sal ons Vader in die hemel nie vir ons en ons dra deur dit nie. By Jesus self het gesê, moenie vir jou skatte hier by op aarde bymekaar maak nie, maar maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, mottes en roes, wat dit gaan verniel nie. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel.
En daarmee sê ek nie, jy moet oordeelkundig met jou finansies werk nie. Ek sê, maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Want dit staan in die Bybel, daarom kan ons dit sê. Die dividende wat jy sal kry in die hemelse belegging, soos wat Jesus gesê het, is baie meer as wat jy ooit aan enige aardse belegging sal kry. Die rentekoers is soveel beter as jy in God se koninkryk belê. Nou praat ons nie net van finansies nie, ons bedoel van jou tyd, van jou energie, van jou menswees. Eintlik moet ons hele menswees in God se werke belê. Een Engelse man het gesê, you can give without loving, but you can never love without giving. God se werk. Die laaste vraag wat ek vir jou wil vra is, doen jy iets positiefs vir God se saak op aarde? Doen jy iets positiefs om God se koninkryk op aarde uit te brei? Nou geliefdes, nou wil ek vir julle sê, God het nie vir jou en vir my nodig nie. Hy het ons nie nodig nie, maar dit behaag hom wanneer ons vir hom iets doen, want ons is sy liggaam. Goeie werke kan jou nie in die hemel inbring nie. As iemand jou vertel dat jy in die hemel kan kom deur om koekies te bak en om mooi en oulik te wees en om pragtig te wees, dan verstaan die persoon die weg na saligheid nie. Geen werk kan jou in die hemel bring nie. Maar wanneer jy gered deur die bloed van Christus, bring dit goeie werke mee. Met ander woorde, nou wil jy dinge doen vir die Here. Baie van ons wat vanoggend hier sit, het baie gawes om in die koninkryk van die Here te belê, te doen. Om iets positiefs in God se koninkryk te doen. En dit is ook 'n teken van jou geestelike gesondheid wat jy vanoggend hier het. Sommige mense gebruik dit eenvoudig net nie. Hier sit vanoggend tientalle mense, is ek oortuig, met verskriklik baie gawes en talente. Of jy nou in kinderbediening, of jy nou 'n mediese, of jy nou enigiets is, en daarmee sê ek nie met jou werk los en dit voltyds doen nie. Ek sê dit waarin jy, wat ook al jy doen, of jy nou in 'n fabriek werk of jy nou op 'n plaas werk, jy kan die Here daardeur verheerlik. Daar's dalk mense hier wat vanoggend nog nie eens hulle gawe ontdek het wat die Here vir jou beplan het nie. Nou kom die vraag op, hoe weet ek wat is my gawe? Dit is baie maklik, begin net by 'n punt. Begin net iets doen. En dit sal natuurlik vir jou wys of jy die gawe het of nie. Doen iets, al sukkel jy daarmee, raak betrokke, daar's so 'n breë spektrum waarmee jy kan betrokke raak. As dit nie by die kinderkerk is nie, by die jeug, is dit nie by die jeug is nie, by die sang, is nie by die sang is nie, by die woordstudie, is nie by woordstudie, by die sel. Daar's so baie, begin net by 'n punt en raak betrokke. Iemand het een keer gesê, what on earth are you doing for heaven's sake? Wat doen jy vir God se koninkryk of aarde? Leef jy of bestaan jy maar net? Hierdie is die 7 sielsdeursoekende vrae wat die Here op ons hart gesit het hierdie week, en dit is 'n spieël wat God voor jou hou vanoggend. En ek vra jou, moenie vanoggend van hierdie spieël af weggaan en vergeet hoe jy geestelik gelyk voor die Here nie. Vat dit en maak dit groot. En vra die Gees om jou te lei daarin. Moenie vanoggend hier sit in hierdie diens en nie uitloop en vergeet daarvan nie. Deursoek en beproef jou daagliks. Vra vir die Here, Here, wat is daar? My vriend, ek wil vir jou sê, voor die grond by die kruis, is die grond gelyk, as ons almal net mense. As ons by die kruis vanoggend kom kniel, sal die Here vir ons openbaar, as daar enige sonde in jou lewe, is daar enige ongehoorsaamheid, is daar enige biddeloosheid, is daar enige ultieloosheid in jou lewe, of is daar dalk 'n skaamte in jou hart om Jesus Christus se naam te verkondig voor die mense, of is ek dalk te synig om te werk in die koninkryk van die Here?
Dit kom alles net deur die genesing van die bloed van die lam. Kom my vriend, ons gaan vanoggend na die kruis en ons sit by Jesus en ons buig by Jesus se voete, sodat hy vir ons die spieël kan nou. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê U dankie vir U woord, Here, vir U woord wat so vol beloftes is. En ek wil vra, Here, soos ons vanoggend hierdie selfondersoek gedoen het, selfintrospeksie gedoen het, Here, ek wil vir U vra, Here, kom maak ons meer heilig. Kom leer ons om by U voete te sit. Kom leer ons en kom wys vir ons waar ons tekortkome is. In die wonderlike naam van Jesus. Amen.